Baie hartlik welkom, liewe gemeente, liewe vriende. Ek wil graag vanmôre vir u lees uit Psalm 8, 'n ou oorbekende psalm. Dit gaan oor die mens en oor die skepping van God. En ek kan in my geestesoog sien hoe dat die digter daar onder die sterrehemel lê en so 'n bietjie nadink oor wat gaan aan in die wêreld. Wat gebeur met die mensdom? Wat wegdryf van God af? Wat gebeur met die skepping wat eenvoudig vernietig word? En as hy opkyk in die sterrehemel, dan sien hy die werke van God. En in hierdie bekommernis van hom oor die natuur het ek gedink, skryf ek 'n paar woorde neer. Die sug van die bedreigde vleiroos, die bedreigde aasvoël en bergskilpad, die kreet van die bedreigde mens, die kreet van bedreigde kinders wie se toekoms ontneem word, lofsange van maghebbers, wreedaards, politieke wreedaards, onregverdige maghebbers, oneerlike skelms, bedrieërs. Wat word van hulle? Die versigtiging hieroor kom uit duisende kele. Hongerma, krene van mense in moeilike omstandighede. Uit alle vorms van verslawing. En wat jy kan sê aan die einde, dit is ontgoddeliking, dis ontmensliking, dis verdierliking. Dis hoe ek hom sien, daar waar hy lê in die skepping, in die nagtelike hemel. Maar kom ek lees vir u Psalm 8. Vir die koorleier, 'n Psalm van Dawid. Here ons God, hoe wonderbaar is u naam oor die ganse aarde. Hoe glansryk alles wat u in die hemelruim geplaas het. Hoor mooi. Die 3de vers. Kinders en suigelinge besing die magtige werk wat u tot stand gebring het. So word u teestanders, die vyande en wraggieriges tot swye gebring. Wie bring hulle tot swye? Kinders. As ek u hemel aanskou, die werke van u hande, waarin die maan en die sterre waarin u 'n plek gegee het, wat is die mens dan dat u aan hom dink? Die mensekind dat u hom gedenk. Dat u hom na hom omsien. U het hom bietjie weiniger gemaak as 'n hemelse wese, maar met eer en heerlikheid bekroon. U laat hom heers oor die werk van u hande. U het alles aan hom onderwerp, skape en beeste, alles, selfs die diere in die veld, die voëls in die lug, die visse in die see wat die oseane deurkruis. Here, ons Here, hoe wondernaam is u naam oor die ganse aarde. Ek het gesê is 'n natuurpsalm wat die digter hier onder die sterrehemel lê. En hy sien hierdie skepping van God. Maar en dit vul hom met verwondering, want dit voel vir hom asof God met sy vingerpunte die sterre so aan die hemel vasgedruk het. En alles in hulle baan hou, sodat daar nie chaos en wanorde ontstaan nie. En die aarde hier ergens versteek soos 'n speld in 'n hooimiet.
Dis God. Die God wie jy aan wie hy behoort. Maar hy is ook intens bewus van die honger, die naaktheid, die oorloë, die bomme, die mense in gevangenskap, die mense wat ly en swaar kry, wat vernietiging in die gesig staar, die mense wat moreel verval. Dit bekommer hom inderdaad. En hy wonder seker in sy kop, wie gaan iets aan hierdie saak doen? Sal dit 'n nuwe regering wees? Sal dit nuwe leiers wees? Sal dit die politici wees? Sal dit die polisie wees? Sal dit die weermag wees? Lyk nie so nie. Kinders en suigelinge. Wat bedoel hy daarmee? En dan moet ek self protesteer teen ouens soos Nietzsche wat gesê het die mens is niks anders as goggas van die aardbodem nie. Nee, die mens is beelddraers van God. Dan raak ons opgewonde as ons hoor hoe dat Malema sê, kill the farmer, kill the boer. Dan hoor ons hoe dat politici mekaar afkraak en beledig en verkleineer. Terwyl hierdie man onder die sterrehemel gefascineer is deur God se skepping en die lewensasem wat God in die mens ingeblaas het. Die goddelikheid, die ewigheid, die mens wat gemaak is uit die stof van die aarde, die mens wat asem gekry het deurdat God asem in die mens ingeblaas het. En hoe gaan jy hierdie samelewing verander? Want hierdie samelewing word gemeet aan dit wat mense ry en dit wat hulle kry, dit wat hulle besit, hulle posisies, dis waaraan mense gemeet word. En dis 'n verkeerde maatstaf. Want jy moet mense meet as skepsele van God. Deur God gemaak, geformeer. Die mens is nie produksie-eenhede nie, of kommoditeite nie. Viktor Frankl skryf ergens in 'n boek, hy het nie 'n probleem as daar gesê word dat die mens lyk nogal soos 'n aap nie. Maar hy protesteer teen die feit dat mense sê, die mens is niks anders as 'n aap nie. Want dan reduseer jy die mens tot niks minder as 'n aap nie. Hy het nie 'n probleem om te sê dat die mens moet werk nie. Maar hy het 'n probleem dat daar van die mens gesê word, jy's niks anderste as produksie-eenhede nie. Om mens geestelike kwaliteite te beperk, maak jy van die mens minder mens en verloor die mens sy menswees. Wie sê God is die mens? Want sonder God groei die mens wild en raak hy barbaars, minder mens. Paulus skryf in Efesiërs, die mens is God se poema, God se gedigte deur God gekomponeer. Die mens is nie 'n hier jy of 'n niks nut nie. Ek en jy is beelddraers van God, want God het in ons die lewensasem ingeblaas. Daar sit iets goddeliks in ons. Ons is gode kinders.
Die ewigheid is in ons weggebere, sodat ons weet as ons eendag sterf, dan sal ons vir ewig lewe. Met ander oë kyk na die mens. En jy sien dikwels mense wat totaal van die pad af is. Mense wat hulle oorgee aan allerlei verdowingsgoeders. Mense wat daarop uit is om ander mense seer te maak en af te kraak en te verkleineer. Dan moet u in die oë van God probeer kyk en die trane sien loop. Die mens is ook nie net mens wanneer hy jonk is nie. Die mens word meer en meer mens, lyk dit vir my, soos wat hy ouer word. Die gerontologie of oudheidkunde sê, wanneer jy nou hier by 60 se kant kom, dan het jy nou al 'n bietjie baie dinge geleer oor mens wees, oor die lewe, oor lewenswysheid, oor insig, oor so baie dinge waaroor mense vra het. Gaan lees maar Psalm 139, waar sê God het die mens kunstig aan mekaar geweef met die fynste kunsnaaldwerk. Die ewigheid is in hom ingeweef. Daar sit byna iets goddeliks in die mens. René Descartes, een van die baie bekende filosofe, het gesê, ek dink, daarom is ek. Ek dink, daarom is ek. Jou identiteit is gelyk aan jou denke, sê hy. Is nie waar nie. Jou denke bewerk baie maklik by die mens distorsie. Want mense begin by verkeerde goed betrokke raak en dit beïnvloed hulle denke, hulle denkpatroon, hulle vooroordele. Dit blokkeer hulle verhouding tot ander mense. Die denke maak van hulle destruktiewe mense. Die denke van die mens moet elke dag gehervorm word. Jy moet nadink, ek verteenwoordig God. Ek is beelddraer van God. Die skepping kan nie sonder die mens nie. En die mens kan ook nie sonder die skepping nie. Tussen God en die mens is daar 'n sterk verhouding, 'n intieme verhouding. Ek het gesê ons is gode kinders. God se. Om sinvol mens te wees, moet jy veranker wees aan God. Jy moet God as te ware elke dag omarm. Jy moet sorg dat die dood nie jou tuin binne sluip nie. Want dan is dit verby met jou. Dan begin jy bestaan, maar jy lewe nie meer nie. Daar's nie meer carpe diem nie. Jy pluk nie meer die roos, jy pluk nie meer die dag nie. Jy wens dit om. Sorg dat die dood nie jou tuin binne sluit nie. Nooit mag die lewe rondom jou sy romantiek verloor nie.
Want dan gaan die dood jou inhaal. Dan gaan God agter jou aanloop en die dood jou inhaal en jy die ewige lewe verloor. Vir wie geld dit? Vir politici, vir gewone mense wat elke dag werk toe ry en terug, vir kinders wat skool toe gaan, vir politici, vir die weermag, vir die polisie, vir die ouens in regeringskringe. Dit geld nie net vir uitgesoekte mense nie, dit geld vir elke individu. Dat jy elke dag God moet omarm. As jy by jou huis uitstap en vanaand instap, dan moet jy weet ek het sinvol, sinryk vir hom gelewe. Anderste sal die ewige lewe jou ontsnap. Mag dit nooit met jou gebeur nie. Want ons lewe nie net vir hierdie lewe nie, ons lewe ook vir 'n lewe hierna, wat Jesus vir ons kom bewerk het, waarin Johannes 14 sê, ek gaan om vir julle die ewige lewe te berei. Lewe soos my kinders. Want as jy soos God se kinders lewe, dan kom daar verandering in die wêreld. Dan kom daar verandering in die samelewing. Dan kom daar verandering in jou uitkyk, in jou hoor, in jou verstaan, jou denke. Mag die Here ons help. Hemelse Vader, help ons dat ons as mense, Gods mense sal wees. Wat weet dat ons deur U aan mekaar geweef is, dat ons U gedigte is, dat ons nie anders te kan as om U elke dag te omarm nie. Dat ons met ander oë kyk na die wêreld, dat ons die wêreld anders te behandel, dat ons probeer elke dag en alles van die wêreld 'n beter plek maak. Vergewe ons sondes, lei ons nie in versoeking nie, verlos ons van boosheid wat in ons gedagtes insluip. Bid vir baie by ons wat siek is, wat U asseblief moet genees. Want U kan. U het die mens aan mekaar gesit. Ek bid vir baie wat verkeerd na die lewe kyk, wat eintlik net omgee vir hulle werk, vir hulle besigheid, maar skaars aan God dink, as die maker, as die skepper. Bring ons tot insig, bring ons tot bekering, bring ons tot 'n intieme verhouding met U. Ek bid dit in Jesus naam. U wat saam met God die sterrehemel gemaak het, wat die planete in 'n baanle geplaas het, en sorg dat dit nie verkeerd loop nie. Ek bid dit in Jesus naam. Amen. Ontvang met bidende harte die seën van die Here. Mag die genade van ons Here Jesus Christus en die liefde van God, ons Vader,
en die gemeenskap van die Heilige Gees met jou en met my wees. Amen. Ek wens jou toe 'n mooi dag, 'n mooi week. Kyk met ander oë. Verander jou gedagtes. Let op wat jy sê. Totsiens.